Kom ons raak stil en dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, weer eens so 'n wonderlike groot voorreg om in U teenwoordigheid te wees, o Here. U wat die hemel en die aarde geskape het. En Here, U wat ons onderhou deur U kragtige hand. Here, deur U groot barmhartigheid en U genade. En Here, ons wil U naam loof en prys. Here, ons wil al ons dank vanaand aan U bring. Omdat ons geseënd is om as gemeente hier by mekaar te wees. Hier in hierdie besondere tyd ook in ons geestelike lewe, in ons geestelike kalender. Here, terwyl hierdie die groot werk en die groot uitvloeisel was van U werk op aarde, die uitstorting van U Heilige Gees in die harte en in die lewens van U kinders, sodat hulle U kon dien, sodat hulle U kon eer. Ja, Here, sodat hulle rein en heilig voor U kon staan, sonder gebrek, deur U bloed volmaak gemaak. Ja, Here, deur daardie wonderlike kruiswerk aanneemlik gemaak om U te dien. Terwyl ons hier by mekaar is, Here, weet ons van ons vriende, ons gemeentelede wat siek is, wat in die hospitaal is, en besonder vanaand vir Gary. Here, dat U met hom sal wees en die hand oor hom sal hou, en hy ook U besondere nabyheid deur die krag en die werking van die Heilige Gees ook vanaand sal ervaar. So ook elke liewe ander persoon wat ons van weet wat oulik en siek is. Dankie Here dat ons vanaand op U kan vertrou, dat ons geloof in U kan plaas vir genesing vir ons geliefdes. Dankie Here dat ons ook nou kan bid en vra dat U ons in hierdie gebou sal beskerm, ons voertuie wat hier buite staan, U hand daaroor sal hou en die kwaaddoeners sal weghou, o Here, en U daarin verheerlik sal word. Here, nou bid ons dat elkeen van ons sal onderrig uit U woord, daardie honger en dors van ons siele sal vul, en U ook daarin verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou gaan weer nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 86, waarvan ons dan nou net weer die eerste 5 verse gaan lees. Psalm 86. Een gebed van Dawid. Here, neig U oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U, my God, verlos U knegg wat op U vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur. Verbly die siel van U knegg, want tot U, o Here, hef ek my siel op. Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Nou, ons het Sondag begin, Sondagoggend, en ons het gepraat oor die geïmpliseerde
herlewing wat daar gesien word en ek wil eintlik nie die woord geïmpliseerd gebruik nie, want wanneer 'n mens dink aan die doel en die rede van die uitstorting van die Heilige Gees en wat die bedoeling daarvan is vir die kerk vandag, dan is herlewing nie geïmpliseerd nie. Dan moet die kerk in 'n konstante staat van herlewing wees. En ons het dit gesien daar in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Ons het gesien dat dit die kinders van die Here is, die kan ek nou maar sê, die uitverkorenes van die Here wat gekies was om vervul te word met die Heilige Gees, om die krag te ontvang sodat hulle sy getuies kon wees. En ons het ook gesien dat daar dikwels struikelblokke kom in herlewing. As mens dink aan die gedagte van herlewing, dan is daar altyd iets wat pla. En so het ons dan nou gisteraand ook gepraat oor die goedheid van die Here, wat 'n aanmoediging is, wat die kinders van die Here aanmoedig tot herlewing, omdat Dawid gesê het, en ons het sien dit vanaand weer in ons teksonderdenking, waar hy sê, want U, o Here, is goed. Maar ons gaan so 'n bietjie uit 'n ander lens vanaand na hierdie gedagte kyk van die goedheid van die Here, as 'n aansporing of 'n aanmoediging tot herlewing. Ons gaan bietjie vanaand fokus op Dawid se gebed. Want jy weet, toe Dawid in hierdie stryd was, toe Dawid onder hierdie lyding deurgegaan het, het hy nie in 'n hoek gaan sit en huil en homself jammer gekry nie. Dis vir ons baie duidelik, dat wanneer ons die heel eerste vers van hierdie Psalm lees, daar staan dit so duidelik soos daglig, 'n gebed van Dawid. Dawid het gaan bid toe dinge sleg gaan. Dawid het gaan bid toe dinge verkeerd loop. Omdat hy weet dat die Here goed is. Vers 13 sê dit so mooi, want U goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. En ons het gisteraand baie breedvoerig gepraat oor Dawid se ervaring van die Here God se goedheid. En ons het dit gesien en gesê dat die Here God se genade in Dawid se lewe nie net 'n abstrakte idee was nie, maar dat dit iets is wat in sy lewe tasbaar was, wat 'n werklikheid was, iets wat hy kon ervaar, en daarom kon hy dit deel, daarom kon hy dit met vrymoedigheid in gebed na die Here toe neem, want hy weet dat die Here vir hom goed was. En terwyl Dawid in gebed tot die Here homself wend, word hierdie smekinge stukkie vir stukkie uit sy hart geskeur. Te midde van hierdie gevare waarin Dawid homself bevind, raak hy stil en hy gaan in gebed in, en hy bevind homself waar hy voor die Here smeek. En in besonder, nie omdat dit gaan oor sy lewe, oor sy fisiese lewe nie, maar dit vir hom gaan oor sy siel. En hy het hierdie behoefte dat die Here sy siel weer sal opwek en weer sal ophef. En daarom vind hy homself in daardie toestand van smekinge. Jy sien, maar daar in sy toestand van die stryd en Saul wat gesoek het om hom dood te maak, en Absalom se soldate wat hom wou om die lewe bring, en al hierdie, ek kan sê, uitwendige dinge waardeur hy gegaan het, vind hy homself daar waar hy bid, binne homself,
Daar waar net die Here kan sien. Daar waar net die Here weet. En openbaar dit aan die Here. Toe hy in daardie stryd van gebed was, toe kom die Here na hom toe. Toe hy in daardie smeking was, toe kom die Here na hom toe. Sy nood was ontoereikend en beklaanswaardig. Maar die Here ken sy hart. Die Here weet. Die Here het hom gevorm. En hy kon sy vertroue in die Here plaas. Om hom te verlos. Sy siel te laat herleef. Weet baie keer wanneer predikante oor herlewing preek, en ek het myself al die voorreg gehad om by verskeie geleenthede in 'n gehoor te wees wanneer 'n predikant oor herlewing preek, dan raak 'n mens van nature opgewonde. 'n Mens raak opgewonde want jy sien en jy hoor uit die geskiedenis uit dat dit dinge is wat werklik kan gebeur. Maar tog so dikwels word hierdie herlewing as 'n tipe van 'n towerwoord gebruik. En wanneer ons die woord herlewing hoor, dan moet ons nou aangespoor wees om te herlewe. Net daardie woord, niks anders nie. Maar jy sien, herlewing is nie 'n woord nie. Herlewing vir die kind van God is 'n leefstyl, dit is 'n wandel voor die Here. En ons kan nie verwag dat die Here ons siele sal herlewe as ons nie eers vir die Here gevra het daarvoor nie. Want dit is nie ek en my menslikheid en my woorde wat my siel lewendig maak nie. Dis nie ek wat vir my sonde aan die kruis gesterf het nie. Dit is die Here wat vir my sonde aan die kruis gesterf het. Dit is hy wat my uit daai toestand van doodsheid en sonde, hy het my lewendig gemaak, en dis net hy wat my siel weer kan opwek. Ons het gisteraand gesê, hoe kan ons staande bly in hierdie wêreld, in die tyd waarin ons leef, deur ons lewe te vestig op die Here Jesus Christus, op sy werk. En as ons die wêreld wil verander, as ons 'n verskil wil maak, is daar herlewing nodig. Maar eers hier in my hart, in u hart, in u siel vanaand. Tog klink dit so dikwels so moeilik. Ons kan dit nie bereik nie. Dis te moeilik. Kyk na die wêreld, kyk na ons omstandighede. Ons het dit ook gisteraand gesê. Dominee, jy verstaan nie. Dinge gaan sleg, ons word verdruk. Wat 'n rede het, wat 'n rede sal ons tog hê om te herlewe? Die probleem is, die kinders van die Here bid nie meer nie. Ons bid nie meer nie. Ons het gisteraand gesê, ons moet begin bid. Ons moet begin bid dat die Here ons gebede verhoor. Nie ons moet bid sodat ons weet ons het gebid nie. Ons moet bid sodat die Here weet ons het gebid. Daar's 'n verskil. Ons moet meer bid en minder praat. Ons moet bid vir die Here se barmhartigheid. Ons moet bid dat die Here ons gebede sal hoor en ons sal seën. Ons moet bid dat die Here ons in hierdie tyd van nood sal beskerm. Nie ons liggame nie, nie ons besittings nie, ons siele. Ons siele sal bewaar in hierdie tyd waarin ons leef. Daarom sal ons vanaand aan die hand van die skrif met ons tema, die goedheid van die Here, 'n aanmoediging tot herlewing, en dan hierdie gedagte van smekinge,
in 4 kort gedagtes sien dat die nood, die toestand, die vertroue en die volharding van die kinders van die Here, daai 4 aspekte geopenbaar word in die kind van God se smeekgebede. Sodat die mense, die kinders van die Here wat werklik herlewing soek, wat ernstig daaroor is, dat daar herlewing sal wees in Suid-Afrika, dat daar herlewing sal wees in die EG Kerk van Suid-Afrika, dat hulle wat werklik ernstig daaroor is, in hulle smeekgebede die rykdom van die Here sal ervaar. Daardie troos om te weet dat die Here nooit sy kinders sal vergewe of sal verlaat nie, maar dat die kinders van die Here kan vertrou op hom. Dat hulle vertroue in die Here kan plaas om te weet dat die Here beslis genadig sal antwoord op die opregte smeekgebede van die kinders van die Here. Nie bekommerd wees nie, dis klein Spider-Man daarbo. So sien ons dan in ons eerste gedagte die nood wat geopenbaar word in die smeekgebede. In vers 1 skryf Dawid en hy sê, want ek is elendig en behoeftig. Hoor wat se woorde gebruik hy. Hy kon dit nie duideliker gestel het nie. Hy sê ek is elendig en behoeftig. In vers 13 gaan hy bietjie verder en hy bedoel dit so half, hy sê, want u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. Dit is waar hy was, nee? Hy was elendig en behoeftig, en hy was te neergedruk as gevolg van sy omstandighede. Jy sien, dit is baie maklik om te sê, ag wat hierdie dinge wat in my lewe aangaan, dit pla my nie. Dit het geen effek op my nie. Dit maak niks aan my nie. Maar weet jy wat? Dit maak ons elendig. Dit maak ons behoeftig. En Dawid was nie anders nie. Jy sien, niks menslik kon hom uit daardie toestand uit optel nie. Niks wat hy kon gedoen het, kon sy toestand, die nood van sy toestand verbeter het nie. En in daardie omstandighede smeek hy tot die Here. En hy sê vir die Here, Here, red my uit. Hy roep tot die Here, sodat die Here hom sal neerbuig na Dawid toe en hom sal optrek uit die doderyk uit. Optrek uit daardie verdrukkende omstandighede uit. Hoeveel keer word ons omstandighede as kinders van die Here nie vir ons 'n struikelblok in ons geestelike groei nie? In Openbaring 3 vers 17 lees ons so ietsie daarvan, wanneer die Here sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nie omdat omstandighede buite God se beheer is nie, maar omdat kinders van die Here hulle self in sonde en ongeregtigheid dompel, as gevolg van keuses en besluite, dan is dit mos almal se skuld, behalwe ons eie skuld. Dan word almal beskuldig en almal word sleg gesê, behalwe ek self. Dis nie ek nie, dis die ander. Hy hulle vir Adam na in die tuin van Eden. Dis nie ek nie, Here, dis daai vrou. Dis ander mense se skuld. Jy sien, en wanneer ons nood ervaar, of dit nou fisiese nood, of dit nou geestelike nood, maak nie saak watter nood dit kan wees nie, gee ons nie outomaties aanspraak tot God se genade nie. Onthou, ons het gisterand gesê, God
hoef dit nie te doen nie. God moet niks doen nie. Hy doen dit omdat hy genadig is. En omdat ons as kinders van die Here in stryd is, in lyding is, in moeilikheid is, beteken dit nie God moet nou nie. Maar dit is in die ellende van die kinders van die Here, waar die openbaring van God se genade gesien word. 2 Korintiërs 12 vers 10, hoor wat skryf Paulus, juis op grond van hierdie gedagte. Hy sê, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Is dit nie wonderlik nie? Dis juis hierdie gedagte, dat juis in sy swakheid, word God se oorvloedige genade geopenbaar. Wanneer die kinders van die Here in daardie selfde nederige opregtheid hulle nood in smeking na die Here toe neem, dan sal die Here God sy kinders seën met die rykdom van sy genade. So sien ons ook in die tweede plek die toestand wat geopenbaar word in hierdie smekinge. Hy sê in vers 2, sê Dawid, want 'n gunsgenoot is ek. Hoor nou, die King James weergawe sê in daai selfde vers, preserve my soul, for I am holy. Hoor wat sê hy? Preserve my soul, for I am holy. Nou heilig, in hierdie konteks, wat uit die oorspronklike taal is daar nou baie betekenisse, wat 'n mens nou kan, maar in hierdie konteks, beteken dit, een kant gesit, een kant geplaas, afgesonder vir die Here, en dan kom dit so mooi deur in die Afrikaans, nê? Want 'n gunsgenoot is ek. Hy sê, preserve my soul, for I am holy. Hy beroep homself op sy heilige toestand, nie omdat hy so dink nie. Nie omdat hy homself veroordeel het en gesê, kyk hoe grand is, oulik is ek nie. Nee. Hy weet dat daar op daardie stadium in sy lewe niks tussen hom en die Here is nie. En daarom kan hy vir die Here sê, Here, help my, red my uit, want ek is 'n gunsgenoot. Hy het God se guns en God se genade in sy lewe ervaar, en daarom kan hy uitroep in sy smeking en vir die Here vra, Here, gee dit vir my, dat ek dit kan ontvang, openbaar dit aan my. Hy wat die guns, die genade van God ervaar het, smeek tot God en sê, Here, weer eens het ek dit nodig, weer eens het ek nodig dat dit geopenbaar sal word in my lewe. In Titus 3 vers 4, 5 lees ons, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, hoor nou, vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Jy sien, die heiligheidstoestand van die kinders van die Here is nie op grond van iets wat hulle gedoen het nie. Broers en susters, is nie op grond van iets wat ons in ons lewe reg gedoen het nie. Dis op grond van God se genade. Dis op grond van die werking van die Heilige Gees. Daarom kan ons aanspraak maak daarop, dat ons kinders van die Here is. Anders kan ons nie.
Nie op grond van iets wat ek gedoen het, maar op grond van iets wat die Here vir my gedoen het. En as ons as kinders van die Here voor hom heilig en sonder gebrek wandel en ons kan aanspraak daarop maak dat ons kinders van die Here is, dan weet ons dat ons sy eiendom is. Hebreërs 13 vers 5, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die belofte van die Here vir sy kinders. Nooit begewe, nooit verlaat. So sien ons dan ook in die derde plek die vertroue wat geopenbaar word. In vers 2 lees ons hierdie woorde, verlos u knegg wat op u vertrou. Jy sien, dit is juis in hierdie smeekgebede waar Dawid se vertroue in die Here geopenbaar word. Hy het niemand anders nie. Hy het niks anders nie. Hulle het hom weggejaag daar by die Filistyne waar hy homself aangesluit het en gesê, nee, jy moet hier uit, jy moet weg, jy moet teruggaan na Israel toe. Dis jou probleem. En Saul het nog steeds gesoek om dood te maak. Absalom se soldate het gesoek om hom dood te maak. En hy het niks en hy het niemand. Maar hy het die Here. En hy stel sy vertroue op die almag van die Allerhoogste. Jy sien, nêrens anders sou daar vir hom verlossing kom nie. Nêrens anders sou daar vir hom uitkoms wees nie. Net die Here. Net God. Daar was niks anders gewees nie. En miskien is dit nou die verkeerde tyd. Maar het jy al u vertroue in die Here geplaas? Het jy al alles wat u is en alles wat u hoop en alles wat u glo, het jy dit al vir die Here gegee? Jy sien 'n kind van God wat werklik 'n oorgegewe lewe lei, is 'n kind van God wat sy vertroue in die Here geplaas het. In alles. En 'n kind van God wat sy vertroue in die Here geplaas het, is 'n kind van God wat uitgered word. Wat uitgetrek word uit die diepte van die doderyk. Want jy sien, die Here kan nie misluk nie. Die Here kan nie 'n fout maak nie. Die Here se krag sal nooit onvoldoende wees nie. Ons hoef net om ons te kyk, om te weet dat dit so is. Ons hoef net in die oggend ons oë oop te maak. Ons hoef maar net na die skepping te gaan kyk om te sien dat die krag van God nooit te min sal wees nie. Maar hoor nou, Jesaja 54 vers 10, en dit is hoe besonder die mens is. Jesaja 54 vers 10, want die berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here. Die Here praat met sy kinders. Hy sê, my goedertierenheid sal nooit van julle wyk nie en my vredeverbond nie wankel nie. Dit sal nie, al val die berge, al gebeur wat ook al. Die Here sal nie van sy kinders wyk nie. En daarom stel ons vertroue in die Here. Ons laaste gedagte vir vanaand, die volharding wat geopenbaar word in ons smeekgebede. In vers 3 lees ons hierdie woorde, ek roep u aan die hele dag deur. Jy sien, Dawid se smeekgebede het in hierdie tyd, in hierdie situasie waarin hy homself bevind het, nie 'n einde gehad nie. Hy het nie gesê, vandag het ek tyd om 'n halfuur lank stilte tyd te hou nie. Nee,
Hy sê, ek roep u aan die hele dag deur. Hy het nie by 'n punt in die dag gekom waar hy gedink het, nou het ek genoeg gebid nie, nou het ek genoeg gesmeek tot die Here nie. Nee, hy sê, ek roep u aan die hele dag deur. Totdat hy in sy hart verseker is, dat die Here sy gebede gehoor het. Dat hy verseker was dat die Here vir hom verlossing sou bewerk het. Sy siel sou vernuwe. So 'n stukkie kerkgeskiedenis in die 1700s het graaf Nicolaus van Zinzendorf sy landgoed herinner vir die Morawiese kerk gegee, en hulle sê, julle kan daar bly, want hulle was 'n vervolgde kerk. En hulle het vir 100 jaar, daardie kerk, het vir 100 jaar lank, elke dag, hoor nou, 24 uur van die dag, het 'n lid van daardie gemeente gebid vir herlewing, vir 100 jaar lank. Jy kan maar die minute gaan uitwerk. En wat gebeur? Herlewing breek uit. Wonderlike kerkgeskiedenis wat 'n mens kan gaan lees. En daardie herlewing wat uitbreek in Europa, sprei uit en dit kring uit. En uiteindelik land daardie herlewing in Suid-Afrika en die evangelie word in Kaapstad die eerste keer verkondig. En hier staan ons vandag. Ek het nou nie my wiskunde gedoen nie, 400 jaar later. Omdat een gemeente besluit het, ons gaan die Here soek vir herlewing. En dan vat dit ook 100 jaar. Ons gaan nie ophou voor herlewing nie uitgebreek het nie. En vir 100 jaar het hulle gebid en die Here het herlewing gestuur. Kinders van die Here, liewe broer en suster, is die krag van gebed, is die krag van vertroue. Smeekgebede wat gekenmerk word deur hartlikheid, erns, geloof, smeekgebede, 'n lewe van gebed wat toegewy is aan die Here, sal beslis genadig beantwoord word. Al vat dit ook 100 jaar. Ek sluit af. Ons het vanaand met ons tema, die goedheid van die Here, 'n aanmoediging tot herlewing en in besonder dan hierdie smeekgebede, het ons gesien dat die nood van die kinders van die Here beantwoord word met die rykdom van God se genade. Jy sien, die toestand van die kinders van die Here is in die hande van die Here. En die Here sal nie sy eie begewe of verlaat nie. Die vertroue van die kinders van die Here word kragtig wanneer hulle smeekinge tot die Here gebring word. En dan sien ons dat die volharding van die kinders van die Here beslis genadig beantwoord sal word. Is jy opgewonde oor herlewing? Of is jy opgewonde oor die woord herlewing, of is jy opgewonde oor die werk en die werklikheid van herlewing? En dis miskien die vraag wat ons moet antwoord vanaand. Is herlewing vir u 'n droom, iets waarna ons maar moet soek, en iets waarna ons maar moet kyk en maar moet voorhoop, of is dit u lewenstyl? Want liewe broer en suster, om herlewe te wees is die enigste manier waarop ons staande kan bly. Herlewing is nie ver nie, dis nie onbereikbaar nie,
Dis nie moeilik om te verkry nie. Bid. En as jy klaar gebid het, bid weer. En as jy geleentheid het, daarna, dan bid jy weer en jy smeek tot die Here en jy roep die Here aan. Soek die Here. Jy weet, dis God se wil, herlewing. Dis God se wil, dat sy kinders aan die brand sal wees, met die evangelie boodskap. Dis God se wil, dat die kinders van die Here sal herlewe, in hulle geestelike lewe. Hy skenk u, die rykdom van sy genade, die troos van sy teenwoordigheid en die bevestiging van u vertroue in hom. As u waarlik herlewing soek, as dit die bron is, as dit die rede is vir u smeekgebede, sal die Here u genadig antwoord. Amen. Kom ons sit net so, dan gaan ek afsluit met gebed. Ek gaan sommer ook 'n dankgebed doen, reeds vir die voedsel. So, kom ons buig net die hoofde. O Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanaand weer eens in u skool van gebed te kon wees. Om te leer van 'n lewe van gebed, 'n lewe van smekinge, 'n lewe, o Here, wat hinker daarna om u te verheerlik, 'n lewe wat hinker daarna om herlewe te wees, om aan die brand te wees, o Here, vir u. En o Here, werk deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte, om u te soek, om u te eer. Ja, Here, ook vir herlewing, ons eie lewens, ons eie harte, ons eie gesinne, daar by die werk, daar by die skool, wat ook al die omstandighede mag wees, dat ons u sal vertrou. Amen.